Weereens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek is besig met 'n reeks oor die spreek in tale en dit is 'n baie omstrede of 'n baie kontroversiële onderwerp. Nou daar's baie onmin en baie verskille in verskillende denominasies reg oor die wêreld oor hierdie gawe wat absoluut maar net vandag bekend staan in ons kerke as gibberish. En natuurlik verwerp ek nie die gawe van tale nie. Dit moet 'n Bybelse en 'n Bybelgefundeerde taal wees. Met ander woorde, dit is altyd glossa gewees, 'n aardse taal wat jy nooit aangeleer het nie en wat jy dan ook praat om iemand anders in sy eie taal die evangelie mee te kan verkondig. En dit is waaroor tale gaan. Maar hierdie mense misbruik hierdie taal as 'n gibberish taal en die belangrike vandag kan die spreek of die bid in tale aangeleer word. Nou as jy in 'n Pinkster of in 'n charismatiese beweging of in 'n kerk sit, dan sien jy baie keer hoor dat mense hierdie goed van mekaar afleer. Hulle praat dieselfde soort van woordjies en herhaling van sinnetjies wat absoluut maar net bloot gibberish is en ons gaan vandag daaroor gesels, want dit is baie belangrik. Die misleiding agter dit is eintlik skokkend. Nou ek gaan vir jou 'n paar videoklips speel, ons gaan daarna luister, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. Ek spring dadelik weg met 'n videoklip van mense wat gesels juis oor dit, kan dit aangeleer word? Is dit werklik 'n taal en kan dit gefake word? Kom ons gaan luister wat hulle sê. Is it real? It's real in the sense that it is believed to be real by the people who speak tongues and interpret tongues. Is it real in the sense that it is actual language? No. It seems to be consisting of nonsense syllables taken from the speech individuals are familiar with and strung together haphazardly. In fact, Lynn says research has shown that speaking in tongues is learned by watching others, which leads some in the scientific community to conclude that speaking in tongues is likely a social phenomenon. Can you fake it? You can learn it. If you can learn it, you can fake it. Dit is baie belangrik wat hy hier gesê het. Hy sê mense glo dit is sogenaamd die waarheid, die sogenaamde praat in tale vandag in ons kerke. Dis nie die waarheid, maar dis onderstel om vir hulle die waarheid te wees. En dis ook nie 'n taal nie, dit is maar bloot 'n klomp sinnetjies wat saamgevoeg word, gibberish, en dan vra die dame vir hom, kan jy dit fake? Hy sê as jy dit kan aanleer, dan kan jy dit ook fake. En dis 100% waar wat hy sê. En dit is wat ons vandag in ons kerke ervaar. Nou, kan tale regtig aangeleer word? Nou, ons moet gaan kyk, wat is die spreek in tale? Ek het dit al reeds by geleentheid gesê, en dat hierdie tale, hierdie gawe van tale, is die vermoë wat die Heilige Gees aan iemand gee, wat 'n taal kan praat wat hy nooit aangeleer het nie, om die evangelie aan iemand te gee in sy eie taal. En dis presies wat ons gesien gebeur het in die boek van Handelinge, dat daardie mense het in tale gepraat daai dag. Niemand het vir Petrus en al hierdie apostels gesê, luister, julle gaan nou in 'n taal praat wat dit en dit is nie. Hulle het gepraat en toe hulle praat, toe is dit 'n wêreldse taal wat hulle nog nooit aangeleer het nie. En dit is die vermoë, dit is die tale van gawe. En dit is nie wat mense vandag dink nie. Dit word aangeleer omdat dit maar gibberish is. Dit is maklik om gibberish aan te leer. Jy moet maar net saam met die mense praat. Nou, kom ons gaan kyk hoe dat sit Rolf aan die gehoor, in sy gehoor, supernatural, vir mense leer, en hoor die vir misleiding hier agter. Dis 'n klomp gibberish wat gepraat word, wat geen sin maak nie, en hoor hoe hy mense probeer leer om in die tale te praat. Kom ons gaan luister. I can't do it for you, but I can tell you how to pray in supernatural languages. So you start speaking like little baby words and say them as fast as you humanly can when I begin to pray. And when the supernatural will become natural as you take a step, Peter, of faith. Raise your hands to Holy God.
and begin to pray in a language you've never been instructed. If you don't move your tongue and speak, no one else will do it. I know you don't know what to say. Make little nonsense syllables up. They're not nonsense. But they're the first words coming out of your spirit. Do it faster. I said faster. I said faster. You can do it faster than that. If I had a gun in your ribs, you'd do it faster. God is operating in supernatural. Nou ja, waar vind ons hierdie leerstelling of hierdie gebruik in die woord van die Here? Nêrens nie. Daar's nie 'n skrifgedeelte wat vir ons wys en leer dat ons ander mense in tale moet leer om in tale te praat of tale te bid of wat ook al nie. Dis bloot bedrog, dit staan nie in die woord van God nie, dit moet vermy word en alle koste. Sid Roth is 'n valse leraar en hy behoort dit te weet. Nou, die skrif leer dat hierdie gawe uitgevloei het uit hulle wat die Gees ontvang het. Dit was nêrens aangeleer nie. So toe die Heilige Gees uitgestort was en die Heilige Gees ontvang het mense in tale gepraat, maar nie almal het in tale gepraat nie. Dit was 'n teken aan die ongelowige Jode dat die heidene ook die gawe van die Heilige Gees ontvang het. En selfs op Pinksterdag was daar nog nie heidene nie, maar hier het hulle die Heilige Gees ontvang en die omstanders het gehoor hoe hulle in hierdie taal praat, hulle eie moedertaal. Dit kan nie aangeleer word nie. Dit is hoekom dit 'n gawe is. En as ons gaan kyk in skrifgedeeltes soos Handelinge 2 vers 4, Handelinge 10:45, Handelinge 19 vers 1 tot 6, dan is dit dieselfde taal glossa wat uit hierdie mense gekom het, uit hulle monde gekom het en het gehoor hoe hulle God eer en groot maak. Jy kan nie gibberish praat en sê daai persoon maak God groot nie, want jy verstaan dit nie eers nie. Dis bloot gibberish. Maar dit is wat die woord leer wat tale regtig is. Maar kom ons gaan kyk na 'n ander dame. Sy is ook in die bediening. Ek glo sy is ook 'n pastoor en kom ons gaan hoor wat sy hoe sy mense dan leer hoe om in hierdie taal te praat. En luister na hierdie net hierdie chaos. Gaan luister daarna. Okay, and I'm going to start praying in tongues, and as I pray in tongues, you need to open up your mouth and start saying ah la 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 ba ko si da sa ta ta ra na sa. Open up your mouth. I want to hear a voice. La la ko sa la la ko na sa pa ra ra na sa. Una sa pa ka ra na sa po to si po to ko to ra na sa ta. Nou klink dit vir u na 'n Bybelse taal of 'n taal wat as 'n gawe aan jou gegee word? Dis absoluut soos brabbeltaal. Dit bestaan nie in die Bybel nie. En daar's mense wat dit vandag in ons kerke glo, pastore, leraars, dokters. Hulle glo dat hierdie goed is werklik die waarheid, terwyl dit nooit die waarheid is nie. En hoe dat hulle nie by die waarheid kan uitkom nie, verstaan ek nie. Maar dit is wat hierdie mense doen en leer aan onkundige mense. En so word baie gelowiges mislei oor hierdie sogenaamde gawe wat hulle vandag beoefen. Nou hierdie vrou leer gelowiges hoe om in tale te praat of te bid. Die vraag is dit werklik skriftuurlik? Kan ons werklik dit as 'n Bybelse standaard aanvaar? Dit is absoluut glad nie so nie. En daarom is dit belangrik dat ons by die waarheid sal uitkom. Kom ons gaan luister wat sê, ek dink Fred Roberts, wat toe hy by 'n gemeente ingekom het vir die eerste keer en hulle praat in tale en toe het hulle hom gesê hulle is om leer om in tale te praat, hy moet hulle net navolg en agter hulle aanpraat en so meer. Kom ons gaan hoor wat hy sê. En dit is so jammerlik dat hy vandag in dieselfde misleiding vasgevang is. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê. So I went into the room and I said, "What are you doing?" I knew what they were doing.
And they said, we're praying in tongues. Would you like to pray in tongues too? I said, yes. And they said, let us help you. And I said, well, how can you help me? And they said, well, just start with us. And I said, well, how can I start with you? I don't know what you're doing. I don't know how you're doing it. I don't know what to say. They said, well, just open your mouth and begin to say what we say. And I said, well, now, that doesn't sound right. Nou, hy het in die begin heeltemal dit reg vir hulle oorgedra. Dit klink nie vir hom reg nie, maar hulle sê, maak jou mond oop en praat net wat ons praat. En jy sal vinnig in daardie Gibberish taal kan praat. En dit is absoluut misleidend. Dit is amptelik so jammer dat soveel leraars nie hierdie gawe verstaan nie. Hulle moet net bietjie gaan kyk wat die woord van God leer, die skrifte in konteks lees, en dan sal hulle dadelik verstaan wat dit regtig beteken. Maar hierdie man kom in en hy sê vir hulle, wat moet hy nou doen? En hulle sê vir hom, praat maar net agter ons aan. Dis so eenvoudig soos dit. En dit is totaal onskriftuurlik. Die woord van God leer dit nêrens nie. Dit moet absoluut vermy word. En nou as jy vir my dadelik vra, maar maak dit regtig saak? Dit maak saak. Elke valse leerstelling of elke onbybelse leerstelling het konsekwensies. Dit lei na die volgende misleiding. En die Here se Gees wil hê ons moet by die waarheid uitkom en die dinge reg verstaan waarop dit aankom. En dit is baie, baie belangrik. Nou goed, ek gaan afsluit met die gedagte, die gawe van spreek in tale kan nie aangeleer word nie. Dit is 'n gawe wat die Heilige Gees jou gee. Hy gee dit individueel aan mense tot eer van sy naam, om sy koninkryk uit te brei, om die gemeente te stig, alhoewel ek glo dat tale vandag nie relevant is nie, omdat ons die Engelse taal magtig is, wat wêreldwyd magtig is, en jy het jou eie taal in jou eie gemeente. Maar sou dit gebeur dat iemand wel nie jou taal verstaan nie, dan kan die Here daardie taal gebruik, om vir jou dan deur iemand, deur uitleg natuurlik, of natuurlik net in die taal te praat wat jy verstaan, jou eie moedertaal, om die evangelie aan jou bekend te maak, of om jou te stig. So, dit is nie 'n taal wat Gibberish is nie. Dit is 'n aardse taal wat iewers in die wêreld gepraat word, wat jy nie aangeleer het nie, en dit is wat God dan ook gedoen het in die boek van Handelinge. Dit is baie, baie belangrik. Nou ja, tot ons op 'n volgende keer weer gesels oor een van hierdie onderwerpe. Mag die Here u seën. Totsiens.